Nou, goeiemôre julle, hier in die tweede Sondag van die nuwe jaar. Ons het laas week 'n nuwejaarsreeks afgesluit. Laaste preek van 2025, eerste preek van hierdie jaar. En vanoggend se boodskap gaan basies aan van laasweek se boodskap. Dis 'n baie dieselfde tipe boodskap, maar hierdie is in die Nuwe Testament en ek soek 'n voorbeeld in die Nuwe Testament en maar ek wou hom 'n bietjie op sy eie sit, nie deel maak van 'n reeks nie. Hou julle van my titel? Vra is vry. Nou ek het kolletjies daar gesit, want as jy vir jong mense vra wat kom na die woorde vra is vry, dan sê hulle vry is lekker. Maar dis nie heeltemal wat die sinnetjie is nie. Dis ietsie wat ontwerp is op hoërskool. Vra is vry en weier daarbey. Dis die antieke sê-ding van ou mense. Vra is vry, maar weier is ook vry. Jong manne moet dit ook net leer. Jy kan vra manne, maar sy kan weier. So vra is vry, vry is lekker. So die hele boodskap, okay, jammer, ek sal nou heilig raak, ek sal nou by die Bybel uitkom. Die hele boodskap wil ek hê moet jy dink aan hierdie vraag. Het ons Christene bang geraak om te vra? Want vra is vry. Dis net iets wat ons gegee is om te doen en ons het bang geraak en ek wonder hoekom. Die logika agter wat ek vir julle probeer sê is ons deel graag ons ervarings met mekaar. Ons deel ervarings met mekaar oor hoe ons voel oor sekere dinge. Vat byvoorbeeld goed of sleg. Vat byvoorbeeld as jy die yskas oopmaak en die melk is suur. Wat is die eerste ding wat jy doen as iemand naby in die kombuis is? Proei, rykie. Die melk is suur. Hoekom deel jy daai aklige ervaring met iemand? Okay. Jy ryk iets sleg sê, rykie. Nee, hoekom wil jy daai ervaring met hulle deel? Want ons wil goed deel wat ons lewens inkleer. Dis ons geskep is soos God, ons is in sy beeld gemaak. Ons wil dit wat ons lewe inkleer deel met ander mense. As jy 'n fenominale restaurant ontdek. En iemand is so, ek dink dit is vir pizza. Daar's 'n pizza plek. Hulle maak die lekkerste, jy beskryf die pan en die pizza en dis nie 'n masjien nie, dis 'n vuuroond en jy beskryf daai restaurant sodat die mense soos okay, ons gaan, kom jy saam. Ek meen as jy vir my nou vra waar wil jy ergens ietsie groots gaan vier, dan sê ek wel hoeveel geld het jy? Okay? Dis die eerste vraag. En as jy vir my sê nee, jy het gespaar hiervoor, dan sê ek soos wat sê die restaurant wat ek oor gaan praat? 45, ja my dogtertjie weet al, 45 daar in Eat Street, die winter, daar's 'n kaggelvuurtjie, die banke, die kelners is vriendelik, hulle T-bone steak met bone marrow. Kyk, jy moet 6 maande spaar daarvoor, maar as jy daar sit, en jy kom agter, jy het lank genoeg gespaar, of jy het jou kinders se erfporsie gaan incash, dan koop jy vir jou jalapeno poppers. En hulle het so 'n pudding, met sulke, julle, ek moet by my preek uitkom. Dit is so lekker, gaan probeer dit net. Ons is geneig om ervarings te deel wat ons plesier bring, soms wat ons nie plesier bring nie. Waar staan die bab? So 3 dae was sy in die hospitaal, het nie eens haar bed kom opmaak nie, hoe weet ek dit? Want sy het my gesê. Hulle maak nie eens die bed op in Elbelito nie, wat gaan aan? Ons hoor ervarings, nou ek spandeer baie tyd hier op, want dis eintlik die boodskap wat ek wil julle met huis toe vat, maar op 'n dieper vlak. In 2026 verleef gemeente, wees baie versigtig vir woorde wat ons hoor, mense wat vir ons goed sê, maar wees baie versigtig vir die belangrikste ervaring in jou lewe, wat jy nie deel nie. Want 'n pizza verander nie jou lewe nie, en 'n pizza het nie vir jou gesterf nie, en 'n T-bone steak het regtig net moeilikheid veroorsaak, want jy het net een liggaam, kyk mooi na hom, ek weet, julle pastoor gaan probeer nou weer, maar jy moet mooi kyk na jouself, maar Jesus Christus beteken alles vir ons. Die ervarings van goed en sleg word deur ons geloof in hom ingekleer, en tog deel ons nie so baie daai gedeelte van ons lewens nie, en ek dink dit is omdat dit anders is. Dis nie net 'n opinie nie. As jy sê nee, ek hou nie van 45 nie, ek het 'n slegte ervaring daar gehad, dan sê ek nou, whatever. Jy weet, dis jou opinie. Whatever. Jy weet, dis jou opinie. Maar ons geestelikheid, ons Christenskap is so na aan ons, dis so eie aan ons, dis so privaat of persoonlik, dat
Ons is so bang om dit met iemand te deel, want as hulle 'n negatiewe kommentaar lewer, dan maak dit seer. As jy nou van Albelito hou, nou maar hou jy nou maar van Albelito. Maar as jy nie van my Jesus hou nie, of as jy iets negatief sê oor my Christendom, of oor kerk, of oor leefgemeente, of wat ook al, dit maak seer. En dis daai seer wat maak dat ons stil bly. Maar onthou, vra is vry, maar weier daarbey. Mense gaan weier, mense gaan nee sê, mense gaan terugskop, omdat dit so persoonlik is, omdat hulle self ervarings oor Christendom het. Meeste mense met wie jy praat het ervarings oor God, negatief, hoofsaaklik. En hulle gaan weier daarbey. Hulle gaan weier as jy met hulle praat. As jy vir hulle vra, kom bietjie na 'n selgroepie toe, kom bietjie na die kerk toe, kom sit jy bietjie saam met my, kom hoor net so bietjie, dis nie so erg soos jy dink nie. Kom bietjie. En dan moet jy reg wees vir mense om jou te weier. Jy moenie offended voel nie, moenie sleg voel nie, jy moenie stil bly omdat hulle weier nie. Jy kan vra, want vra is vry. En ja, vry is lekker. En so, dis 'n baie belangrike beginsel. My 12 in die aand sinnetjie, dis nou hardkoppigheid. Ek sukkel self hiermee, ek doen, maar as gevolg van wie ek is, ek's eintlik 'n groot introvert. Niemand dink dit nie, maar ek is. Maar een persoon of 1000 mense maak nie vir my meer saak nie, maar ek hou daarvan om bietjie op my eie te wees. Maar die probleem is hardkoppigheid, dink ons is 'n negatiewe eienskap. Maar hardkoppigheid is 'n wonderlike ding vir 'n Christen. Ons gaan dit nou lees, ons gaan nou daarna kyk. Hardkoppigheid is 'n wonderlike eienskap vir 'n Christen. Dit hang net af. Jy kan maar aangaan. Dit hang net af. Hardkoppigheid is net goed. Mins jy iets goeds in 'n hardkoppige kop wil inkry. Hardkoppigheid is goed as jy iets goeds in 'n harde kop wil inkry. Die vraag is as jy met mense praat oor jou godsdiens, jou geloof, jou kerk, jou Christendom, jou wandel, jou moraliteit, wat ook al jy mee besig is met jou wêreld, jou vriendekring. Hoe hardkoppig is jy? Hoe goed glo jy wat jy het om te sê? Hoe goed is dit? Is dit beter as 45? Jy weet, hoe goed is dit? Selfs jou seer in die lewe. Hoe goed glo jy is God binne in jou seer? Want as jy glo dis goed, dan gaan jy hard beklei om dit in 'n harde kop in te kry. Ons moenie opgee nie. Ons moenie stop nie. Want ons het die antwoorde. Ons het die antwoorde, al voel dit nie altyd so nie. Jy moenie ophou vra nie. Jy moenie aannames maak vir mense nie. Hier's nou wat ek doen. Hier's wat ek doen. Ek doen dit in ons gemeente gereeld toe. Ek doen dit so baie en dan kan ek wat jy ry hoe ver vir wat? As ek wil nie mense pla nie. Mense het besige lewens. Sê ek wil nie daai persoon vra nie. Dan sien ek hulle doen moeite vir ander mense vir iets baie onbelangrikers en is meer moeite. Maar ek het hulle nie gevra nie want ek het al klaar besluit dit gaan vir hulle te veel moeite wees. As gevolg my persoonlikheid is ek nogal geneig om dit te doen. Moenie vir mense besluite maak. Moenie namens mense besluit maak nie. Niemand hou daarvan as iemand namens jou 'n besluit maak. Vra my. Ek het al 'n paar keer mense seer gemaak want dan vra ek niemand nie. En jy moes ons gevra het. Ek sê wil jy 'n bietjie moeite spaar? Dit was nie vir ons moeite nie, dit sou vir ons lekker gewees het. Om vir mense besluite te maak oor geestelike dinge is deel van Christendom se ondergang. Want ons voel al klaar mense gaan negatief wees voordat ons eers begin het. En hier is die sinnetjie wat ek wil hê julle moet huis toe vat en dan gaan ons net in die Bybel inklim. God bepaal inkomstes. Net God bepaal uitkomstes, nie jy nie. Veral as dit gaan oor geestelike goed. As dit kom by Christendom, bepaal God of die oor oop is om te hoor. God bepaal of die hart oop is om te ontvang. Dit het niks met jou te doen nie. Ja, jy kan leefgemeente mooi inkleer. Jy praat met iemand wat seer is oor leierskap en geld en seker goed. Ons het nie regtig groot leierskap en lidmaatskap en kursusse. Ons doen nie geld nie. Jy kan woorde ingooi om te probeer om van hulle frustrasies ontslae te raak. Maar op die einde van die dag is niks wat jy voorberei om te sê wat geestelike harte oopmaak nie. Net God sluit oop. Daarom sal jy van die beste predikante in die antieke tyd hoor preek, evangeliste in Afrika, Reinhard Bonke byvoorbeeld in Afrika, sal ek luister na sy preek en sê ek soos, dis so simpel, dis so eenvoudig, hy staan voor duisende mense, dan kom almal tot bekering, en sê ek soos, jy het nie mense uit rolstoele laat opstaan nie, en jy het nie hierdie diep wonderlike geestelike geheim gepreek nie,
Hoekom kom mense tot bekering? Want God het dit bepaal. Want God het Reinhard Bonke se mond gebruik om sekere mense bewus te maak van 'n beter opsie, die waarheid. En so, ek wil net vir julle sê, pas op. Pas op wanneer jy jou Christelike ervarings deel, wanneer iemand vra om betrokke te raak, wanneer jy besluit hierdie jaar dalk om jou huis oop te maak vir 2 gesinne of vir iemand om in jou huis te kom sit om bietjie oor die Bybel te praat, oor die preek te praat, oor iets te praat, of jy sien iemand gaan kry swaar en jy wil hulle in jou huis innooi en bietjie met hulle gesels. Moenie God speel nie. Moenie vir hulle besluit nie. Dis 'n baie gevaarlike ding en dis waar ek wil inklim. En so, al wat ons gaan inklim is, ons gaan inklim in Handelinge, die laaste paar hoofstukke. Ons begin so by 21. Maar julle hoef nie bekommer julle Bybel sê, ek wil 'n vinnige storie vir julle vertel, bietjie agtergrond, dis geskiedenis. As jy gehoor het wat ek probeer sê het in my inleiding, dan is dit genoeg om jou te dra, gaan fokus daarop. Want hier is waar my hart lê uit die Bybel. Nou, ek het net die laaste gedeelte van Handelinge gelees, nie die Petrus of jy weet Paulus se reise nie, want laasweek het ek gepraat oor die laaste storie in Genesis, Josef. En die laaste storie in Handelinge is die laaste storie in die Ou Testament, in die Nuwe Testament. Die laaste paar hoofstukke van Handelinge is die einde van Paulus, hierdie man op sy reise, en ons sien hoe sy einde was, net soos ons sien hoe Josef se einde was, sien ons Paulus se einde. En is 'n fantastiese storie om te gaan lees. Gaan lees die laaste 10 hoofstukke of so van Handelinge. Dis regtig incredible. Dis 'n asemrowende narratief wat jy kan lees en baie daaruit kry. En om 'n bietjie vir jou agtergrond te gee vir net wat voor hoofstuk 25 gebeur. Paulus is nou klaar met sy 3 reise en hy moet terugkom Jerusalem toe. Die mense in Efese huil. Julle kan nie Jerusalem toe gaan nie, hulle gaan jou doodmaak. En Paulus sê, of ek lewe of ek sterwe, maak nie saak nie, dis vir God. Hy bepaal die uitkomstes. Ek moet Jerusalem toe gaan. Hy gaan Jerusalem toe en hy het 'n afspraak met Jakobus, Jesus se boetie. Jakobus, Jesus se broer. En hy sit by Jesus se broer en Jesus se broer sê vir hom, ja, Paulus, hulle wil jou doodmaak. Hulle glo, jy vertel Jode, hulle moet ophou om die wet te gehoorsaam. En Paulus sê soos, dis nie wat ek sê nie. Hulle sê, ja, maar dis wat hulle oor jou sê. En so al die Jode is baie kwaad vir jou. En Jakobus besluit toe, hier's wat jy moet doen. Hier's 'n paar Joodse manne wat deur die reinigingsproses en die reinigingsritueel moet gaan. Vat hulle saam Jerusalem toe na die tempel toe, betaal vir hulle haarsny, en baie interessant, soos hulle regmaak vir God, vat hulle soontoe en dan gaan almal sien, jy doen nog die wettiese ding. Jy's nog 'n Jood, jy doen nog wat die wet sê, jy's nie 'n Griek nie, jy's 'n Jood en jy volg jou tradisies. En Paulus besluit dis 'n goeie idee. En hy vat hierdie Joodse manne Jerusalem toe, na die tempel toe, en hy betaal vir hulle haarsny en hulle gaan deur alles, hy doen dit saam, hy sny saam met hulle, hy doen alles saam met hulle. En hier op die einde van hierdie reinigingsritueel van Moses, sien 'n klomp Jode van 'n ander land vir Paulus. Hulle raak gek, hulle raak kwaad, want almal weet van Paulus, almal weet wie hierdie ou is. Hulle gryp hom se muur daar in die stadsplein. En hulle begin hom slaan en hulle begin 'n groot rumoer maak, almal opstook. Hier's die ou wat teen ons tradisies praat. Hier's die ou wat ons kerk wil verwoes. Hier's die ou. En ons stel die storie op in Handelinge 25. In Handelinge 21 vanaf vers 30. En daar's 'n rede hoekom ek hierdie storie vir julle vertel, want julle gaan sien hoe Paulus 4 keer 'n geleentheid gebruik om met mense te praat oor sy geloof, wanneer meeste van ons nie sou nie. Ek wil hê ons moet bietjie meer soos Josef, soos Paulus, want hulle was 'n klein bietjie soos Jesus. Jesus is ons fokus. Ek lees vir julle Handelinge 21 vers 30. Paulus staan voor 'n groot skare mense wat hom kwaad wil aandoen. Hoor wat staan hier. Dis Paulus se laaste storie hierdie. Dis vir my fascinerend, ek hoop vir julle ook. Die hele stad het in beroering gekom en 'n betoging begin. Hulle het Paulus by die tempel uitgesleep. Hulle het hom probeer vermoor. Toe die offisier oor 1000 man van die Romeinse garrison, hoor dat die hele Jerusalem in oproer is, het hy onmiddellik met sy soldate en offisiere op hulle afgestorm. Toe die betogers die offisier en sy soldate sien kom, het hulle opgehou om Paulus aan te rand.
sien wat met 'n kind van God gebeur terwyl hy praat of goeie goed doen, net doen wat hy doen, hy leef sy lewe, hy doen sy Christendom. Sien wat doen die wêreld met jou? En hoekom ons bang is om te vra. Die offisier het Paulus gearresteer. Dis mos wat mense doen vandag nog. Arresteer die een. Hy arresteer toe vir Paulus en hom met 2 kettinge laat boei. Nou, julle dink dis handcuffs. Nee, in die Romeinse regering as hulle jou boei met 'n ketting, dan sit hulle 'n ketting om jou skouers, deur jou arms en tot by jou voete. Hulle het jou nie geboei met jou hande nie, hulle het jou laat swaar dra. Jy kon nie weghardloop nie. So 1 ketting sou maak dat jy so moes loop en die gewig druk jou af en 'n swaar kettinge en is om jou en dit skuur aan jou. Dit was in sigself 'n swaar straf om 'n ketting van die Romeinse regering te dra. Hulle gooi sommer 2 op jou. Interessante detail in die Bybel vir dies wat soek om te vra hoekom dit daar is. En hy sit 2 kettinge op arme Paulus wat niks verkeerd gedoen het nie. Hy vra toe die betogers wie die man is en wat hy gedoen het. Sommige het dit en ander weer dat geskree. Daar was so 'n rumoer dat hy nie kon uitvind wat presies aan die gang is nie. Toe Paulus by die trappe kom, moes die soldate hom dra, want hy loop so stadig. Want die moes hom dra, so gewelddadig het die skare geword. Moenie net sien hulle vryf sy wangetjie nie. Hulle besig om hierdie man se klere te skeer en hom te slaan en hom te gooi en te gryp en alles in sy baard en sy gesig. Dis 'n vreeslike gewelddadige ding wat hier gebeur. Toe Paulus Paulus sê toe, so Paulus gaan deur al hierdie hel. Nou wat sal ons doen? Wel ek weet wat sal ek doen. Ek weet nie wat sal jy doen nie. Ek gaan nie aannames maak nie, maar ek weet wat sou ek doen. Maar hoor wat doen Paulus? Paulus draai toe na die offisier en sê toe vir die offisier, so seer soos hy is, so geboei soos hy is, verskoon my, kan ek u iets vra? Wat gaan hier aan? Ken jy dan Grieks? Sê die offisier. Dan is jy nie daai Egiptenaar wat onlangs 'n opstand gelei het en 4000 ekstremiste in die woestyn ingetrek het nie. In Paulus se tyd is daar mense wat rumoer en dinge doen en moeilikheid veroorsaak en glo hulle is God en glo hulle is die Messias en hierdie offisier weet nie eintlik wat met hierdie mal Jode aangaan nie en hy dog Paulus is een van hierdie ekstremiste wat simpel Christen. Jy weet daar is ook sulke goed hier tussen die Christendom. Mense wat net verregaande mal goed doen en hy sê, "Tog jy's een van daai mal ouens daar van Egipte af wat 'n klomp ekstremiste wil opsweep." En Paulus is soos nee, dis glad nie ek nie. Hy sê, "Ek is 'n Jood van Tarsus in Cilicië, 'n burger van 'n baie belangrike stad." Dit was, maar genoeg daaroor. "Ek versoek u, laat my toe om die mense toe te spreek." Die mense wat hom aanrand, die mense wat hom seermaak. Laat ek met hulle praat. Hoekom? Hoekom loop Paulus nie net weg nie? Kom weg van hierdie mense af nie. Want Paulus weet hoe ver hulle van God af is. Paulus weet hulle sal enige leuen koop. Paulus weet hulle koop die leuns van die vyand en hy kry hulle jammer, so Stefanus wat kyk na Paulus. Toe Paulus na die klere kyk van die mense wat Stefanus die eerste Christen doodgemaak het. Jy sien vir Paulus hond dit hom in sy kop nog sy hele lewe lank dat 'n klein tienerseentjie wat besig is om sy lewe te verloor in die oë van Paulus kyk en die woorde van die kruis sê, Here vergewe hom want hy weet nie wat hy doen nie. Daai is die woorde wat Paulus tot bekering geruk het en daai is die woorde wat Paulus by sy dood bly sê. Here, hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek wil hulle iets vra. Ek wil hulle 'n uitnodiging gee. Ek wil hulle die kans gee om ja te sê vir die waarheid, want al wat hulle eet is die leuns. En Paulus wil hulle 'n vraag vra, want vra is vry. Maar julle gaan agterkom, weier daarby. Ek versoek u, laat my toe om met die mense te praat. Die offisier het ingewillig. Hy het Paulus het op die trappe gaan staan, kyk al die wagte is daar, so die mense is nou bang vir die soldate. En hy het met sy hand die mense bedui om stil te bly. Soldate het seker gestamp teen hulle skilde en goed en al die mense het stil gebly.
Dit het doodstil geword en hy het hulle in Aramees, hulle moedertaal, toegespreek. Dan blaai jy om na Handelinge 22 toe, dan sien jy, toe hulle hoor, hy is 'n Jood soos hulle en praat in hulle moedertaal, toe bly almal stil en hulle luister wat hy sê. En jy kry vir 20 verse in Handelinge 22, een van die mooiste getuienisse van 'n Christen in die Nuwe Testament. Paulus se getuienis. Vir 20 verse hoor jy hoe Paulus praat van sy storie, sy journey, wie hy was, wat hy gedoen het voor hy Christus ontmoet het, hoe hy Christus ontmoet het, waardeur hy gegaan het, wat hy gesien het, en hy getuig net. Hy praat oor sy ervarings en wat sy lewe inkleer, met 'n passie en oortuiging. En toe Paulus begin praat oor die opstanding uit die dood, en dat Jesus nou wil omgee vir die Grieke en die nie-Jode. Toe Paulus begin praat oor God se liefde vir die afgod aanbidders en die bloeddrinkers en die vieslike mense daar buite. Toe Paulus begin sê God het ook vir hulle gesterf, toe spring die skare op en ek wil die storie daar optel in vers 21. In vers 21, na Paulus sê God het alle mense lief, God het alle mense lief, God het alle mense lief. In vers 21, dis hier is Paulus se woorde, toe sê die Here vir my, gaan, ek wil jou ver weg stuur na die Joodse nasies toe. Die skare het na hom geluister tot op hierdie punt. Vraas vry en weier daarby. Tot op hierdie punt het hulle na hom geluister. 20 verse. En toe het hulle uit een mond begin skreeu. Weg van die aarde af met so 'n vent. So iemand behoort verseker nie te lewe nie. Wat het hy gesê? Wat so vreeslik is? Sien, jy kan dalk nie verstaan wat so erg is nie. Maar jy verstaan ook nie wat die wêreld as erg ag nie. Jy verstaan nie hoe offended is hulle met jou godsdiens nie. Jy verstaan nie hoe hulle offended is hulle met die goed wat jy glo nie. Hierdie Jode was so offended, so, wat is die Afrikaans vir dit? So daai woord, so offended met wat Paulus sê, dat hulle was broesend, hulle wou hom doodmaak, want hulle het verstaan wat Paulus sê, maar dit was, en Paulus sien dit, en hy sien hoe kwaad hulle is, die soldaat vat hom toe onmiddellik daar weg, die offisier oor 1000 man, het Paulus toe maar weer gearresteer, en bevel gegee, dat hy gegeesel moet word, om hom sy misdaad te laat bely. So kom ons slaan hom maar hierdie Paulus ou. Lyk my goed wat hy, want die offisier weet nie wat se taal hy praat nie. Die offisier verstaan nie Hebreëus nie. Nee, hierdie man maak almal net kwaad. Kom ons slat hom net. Kom ons slaan hom en hulle geesel hom, bind hom vas, hulle gaan hom slaan. Om 'n lang storie kort te maak, Paulus vertel vir hom, "Hey, ek is 'n Romeinse burger. Jy kan my nie net slaan sommer sonder 'n hofsaak nie." En Paulus sê, "Wag 'n bietjie, wat doen jy hierso? Ek moet 'n hofsaak kry." Lang storie kort, ek wil julle nie verveel nie. Die offisier vind uit Paulus is deur geboorte 'n burger van Rome en hy sê wel dan jy 'n hofsaak nodig. En so punt nommer 2, die Romeinse offisier bring al hierdie Joodse leiers wat hom aankla in 'n hofsitting. En daar sit hy saam met die hoëpriesters en hierdie offisier en hy soos, "Wel kom ons sien in die hof wat gaan nie aan." Nou Paulus staan op, ek gaan nie dit vir julle lees nie, julle kan dit gaan lees in die eerste paar verse van hoofstuk 23. Paulus staan op en hy begin nou met die leiers praat. Nou is dit nie die mense nie, dis die mense wat hom wil doodmaak, die leiers, die mense wat in beheer is. Hoekom gee hy om oor hulle? Hy staan voor hulle en hy praat met hulle, nie om homself te verdedig van die dood nie. Hy deel met hulle sy geloof in die opstanding. Hy deel met hulle sy geloof dat Jesus opgestaan het uit die dood en dat ons ook kan opstaan uit die dood. En voor hom sit 2 groepe kerkmense, Sadduseërs en Fariseërs. En die Fariseërs glo dat daar's lewe na die dood en die Sadduseërs glo nie daar's lewe na die dood nie. Sadducees, hulle Sadducee. Hulle glo nie daar's lewe na die dood nie. En toe Paulus vir die Fariseërs sê, "Ek is 'n Fariseër soos julle. En ek glo in die opstanding uit die dood en ek glo Jesus het opgestaan uit die dood en ons kan opstaan uit die dood." En die Fariseërs is soos, "Ja, ons glo ook nogal dis wat die Bybel sê." En al die Sadducees wat sê nee, ons is evolusie, jy leef, jy doen jou bes, jy los 'n legacy, jy leef goed, maar as jy dood is jy dood. Die begin van wetenskaplike evolusie en daar's niks na die dood nie. Dis die Sadducees, hulle is vandag nog Sadducees. En
hulle begin toe, nee, daar's nie so iets nie. En die Fariseërs soos, nee, daar is. En die kerk begin beklei met mekaar. Die twee kerkdenominasies, die AGS en die NG, of wat ook al, ons en Wave Kerk, wat ook al, ons begin beklei met mekaar oor een of ander dogma in die Bybel, en Paulus staan daar. In hierdie twee groepe godsdienstige mense wat beklei met mekaar, en ek lees vir julle wat gebeur in vers 10 van hoofstuk 23. Die bekleierery het so erg geword, dat die offisier oor 1000 man bang was dat hulle Paulus uit mekaar sou skeur. Want hier staan Paulus in die middel van hulle, en hulle beklei oor hierdie man. Daarom het hy sy eenheid beveel om hom tussen hulle te gaan uithaal. Dan vertel die Bybel vir jou, hierdie Joodse leiers kom toe by mekaar toe hulle rustig raak en hulle sê, ons sweer dat ons nie sal eet of water sal drink, voordat hierdie man Paulus nie dood is nie. Die storie gaan aan dat hulle Paulus wil doodmaak, en Paulus moet weggevat word na Caesarea. Ek het die voorreg gehad om daar te wees. Dis waar die kasteel of die basis was van die goewerneur van die hele provinsie, as jy nou dink aan Israel, Judea. En daar's 'n asemrowende plekkie gebou en 'n swembad in die see, en jy kan nou nog gaan kyk, en 'n plek waar perde hardloop is nou nog daar, jy kan nog steeds die ruïnes sien van wat daar was. Paulus word soontoe gevat, want hulle hoor dat die Jode hom wil doodmaak in Jerusalem, en hulle vat hom na 'n veilige plek en sit hom daar in 'n tronk. Nou, hoekom doen God hierdie? En ek wil julle moet luister, asseblief probeer verstaan wat hier aan die gang is. Nou wil hierdie Joodse leiers hom doodmaak, maar God bring vir Paulus voor die Romeinse goewerneur met die naam Felix. Hy's 'n Romeinse ou, hy's nie 'n Jood nie. Maar nou omdat die Jode hom wil doodmaak, moet hulle hom voor 'n Joodse magistraat aankla vir doodstraf. En hier staan Paulus. Hy staan voor die Romeinse goewerneur Felix in sy paleis, in sy tempel. En hy moet nou met hulle praat. En in Handelinge 24 vanaf vers 10 tot 21, weer 'n keer, kry jy die asemrowende getuienis van 'n Christen wat deur hel gaan, soos Josef van laasweek se preek. Hy het so baie vir God gedoen, hy was deur so baie, en aan die einde van sy lewe doen hy niks verkeerd nie. Al wat hy doen is praat met mense oor Jesus. En jy kry hierdie mooi versies, gaan lees dit, oor hoe Paulus getuig voor Felix, oor wat dit is om 'n Christen te wees. Hy probeer nie homself verontskuldig nie. Hy probeer nie sê, julle kan my nie, hy probeer nie sê onskuldige is nie. Al wat hy doen is vertel sy Christen storie. Gaan lees dit, julle sal sien. Hy blameer nie, hy sê nie hoe sleg die ander kerke is nie, niks soos dit nie. Hy sê net, hier's my storie, dis waarin ek glo. Nou, ek wil die storie optel in vers 22 na sy getuienis. Julle kan die getuienisse gaan lees. Maar in vers 22 van hoofstuk 24, hoor nou hierdie Romeinse goewerneur Felix, hoor hoe reageer hy op Paulus se vraag. Ek vra jou, sien jy nie raak wie God is nie? Ek vertel jou my storie sodat jy sal glo. Wat skryf Johannes in sy evangelie? Ek vertel julle hierdie dinge sodat julle sal glo. Hoor wat sê Felix. Vers 22 van hoofstuk 24. Felix was nogal baie, wat nogal baie van die pad geweet het. Die pad was Christendom. Dis wat hulle self genoem het, voordat hulle as Christene bekend gestaan het. Volgelinge van die pad, die weg hemel toe, die weg na Jesus toe. Felix het nogal baie geweet van die pad. Hy het toe die verhoor uitgestel en gesê, wanneer die offisier oor 1000 man, nou hoor ons sy naam, Lysias, kom, sal ek oor jou saak besluit. Na 'n paar dae het Felix met sy Joodse vrou, interessant, hy het getrou met 'n Jood, haar naam was Drusilla, gekom en vir Paulus laat haal uit die tronk en na hom geluister oor die geloof in Christus Jesus. Nou hier's Felix en hy gaan haal sy vrou. En hy sê, vroukie, jy moet hierdie storie kom hoor. Net Felix en sy vrou, niemand anders nie. Hy gaan haal Paulus uit die tronk uit. Hy sê, vertel 'n bietjie van my vrou van hierdie Jesus van jou. Ons het gehoor van hierdie pad, my vrou is 'n Jood, hierdie is 'n Joodse storie, nie 'n Romeinse storie nie. Vertel 'n bietjie van my vrou van hierdie Joodse God.
Sy vra is vry. Paulus het met hom en sy vrou gepraat oor wat dit beteken om reg voor God te lewe, oor selfbeheersing en oor die komende oordeel. Paulus preek vir hulle. Felix het bang geword. En sy reaksie was, laasweek se preek, né? Vereers kan jy nou maar gaan. As ek tyd het, sal ek jou maar weer laat roep. En hy sit Paulus weer in die tronk. Mense is bang vir wat jy te sê het. En dis hoekom jy nie vra nie. Want jy weet hulle is bang. En nou besluit jy maar vir hulle. Maar nie Paulus nie. Hy weet dit gaan hierdie ou bang maak en kwaad maak, maar hy doen dit nogtans. En vraar ons wragtig die weier daarby en hy word teruggesit in die tronk. Nou hoor wat staan hierdie is asemrowend waar vandag nog soos 2000 jaar terug was. Vereers kan jy maar gaan, ek sal jou laat roep. Hy het die hele tyd verwag dat Paulus hom sou probeer omkoop met geld. En daarom het hy hom heel dikwels laat haal en met hom gepraat. Dis is jy wil opgewonde raak. Jy dink hy laat Paulus die hele tyd roep want hy stel belang in jou Christendom. Nee, hy laat Paulus die hele tyd roep want eers gaan Paulus 'n braai betaal. Okay Felix, hier's vir jou geld. Laat my net uit die tronk. Jy kan sien ek's onskuldig, kan jy nie? Ja, kan. Okay, wel hier's R1000 vir jou moeite. Hy gaan haal Felix, hy gaan haal Paulus die hele tyd nie omdat hy geïnteresseerd is in sy Christendom. Hy gaan haal hom want Paulus is 'n man met vermoëns en hy moet seker geld hê. En kyk hoeveel Christene gee om oor hom. Jogg julle. En as gevolg van dat ons die wêreld ken, vra ons nie, want ons weet hulle gaan weier. Maar nie Paulus nie. Storie gaan aan, ek tel op vers 27. 2 jaar later, sê die Bybel. 2 jaar later het Felix 'n opvolger gekry. Die opvolger se naam was Porcius Festus, die volgende goewerneur. En omdat Felix die Jode 'n gunsie wou bewys, het hy by sy vertrek maar vir Paulus in die tronk gelos. Why not? It's like why not? Okay, los hom maar net in die tronk. Jo, julle hierdie is so seer. Nou staan Paulus in die tronk en daar's 'n nuwe goewerneur. Sy naam is Festus. Wat gaan Paulus doen? Festus het geen idee wie Paulus is en wat aangaan nie. Festus ken nie die weg, soos Felix die weg geken het nie. Festus verstaan nie wat hierdie Christen en die Paulus is nie. En so Paulus kan nie verstaan dat die Jode nou 'n optog maak om te sê, daai ou in die tronk, ons soek hom nog steeds dood nie. En Felix is in 'n moeilike plek en die koning oor Judea, sy naam is Agrippa, is 'n Jood, wel 'n halwe Jood. En toe hy sien die koning is daar, sê hy, koning, ek wil hê jy moet hierdie Paulus wat in my tronk is ontmoet. Felix het hom daar gelos. Ek verstaan nie hoekom wil julle hom dood hê nie. Kom hoor net sy storie, sodat ons kan besluit wat om met hom te maak. Want hy sê hy wil na die keiser toe gaan in Rome, want hier wil hulle hom doodmaak. En hoe stuur ek hom na die keiser toe? Wat skryf ek vir die keiser? Hierdie man wil jou kom sien, want hy verstaan nie waaroor die kerke beklei nie. En die koning Agrippa sê, nou maar dis reg, ek het al gehoor van hierdie Paulus, ek wil kom hoor wat hy te sê het. Nou gaan Paulus voor die koning kom, die koning van sy streek, van Jerusalem, van Israel. Nou, net vinnig, weet ek van tyd, net vinnig, want dit is belangrik, wie is koning Agrippa? Want julle gaan hierdie interessant vind. Sy oupa grootjie was Herodes die Grote, die koning van Kersfees, wat die babatjies doodgemaak het. Koning Herodes se seentjie is die een wat Johannes die Doper doodgemaak het en deel was van die verhoor van Jesus vir die kruis. Sy seentjie is die een wat die heel eerste apostel, Jakobus, Johannes se boetie, doodgemaak het en Paulus in die tronk gegooi het. Nou sit jy met Agrippa. Sien julle dit? Hier is nie goeie mense nie. Agrippa kom uit 'n lyn van mense wat weet van Christendom, weet van Jesus, weet van Johannes die Doper, weet van Jakobus, weet van Petrus. Agrippa weet wie Paulus is.
Ek lees vir julle vers 18 en 19, net sodat julle kan verstaan hoe Festus de mekaar is. Handelinge 25, 18 tot 19, hoor net gou hier. Sy aanklaers, dis nou Festus wat praat. Hy sê sy aanklaers het om hom gestaan en hom beskuldig, maar nie ernstige misdade voor hom gebring soos ek verwag het nie. Hulle het dit gehaat oor twisvrae, oor hulle eie godsdiens en oor sekere Jesus wat dood is. Maar Paulus sê dat hierdie Jesus weer lewe. Festus verstaan nie wie is hierdie Jesus en hy's dood en nou lewe hy en die wêreld daar buite is soos waarvan praat jy? Die volgende dag het koning Agrippa, vers 23, en Bernice, dis sy sussie, koning Agrippa bring sy sussie saam, met die generaals en die vooraanstaande inwoners van die stad gebring om na Paulus te luister. Nou is almal daar. In groot hype bring almal by mekaar, hier staan Paulus. Nou wat gaan Paulus doen? Hy moet al moeg en sat en seer wees om sy storie te vertel, want weier daarby. Niemand luister in elk geval na 'n Christen nie. Ronde nommer 4, vers 24. Sy getuienis gaan eers aan. Hoofstuk 26 kom sy getuienis. Die mooiste getuienis. As julle kies om een van sy getuienisse te lees die een in hoofstuk 26. Die hele begin van 26 is Paulus se getuienis nog 'n keer. Hy verdedig homself nie, hy sê nie, hier's wie ek is. Dis waar ek deur is. Dieselfde storie wat al die vorige mense geweier het, hy verander niks, hy vertel net die storie in meer detail die keer. Ek tel vir julle die storie op in vers 24, na hy sy getuienis vir hierdie groot belangrike groep mense, die koning van die streek, die Joodse koning wat die geslag het, wat al die pad tot by Kersfees teruggaan. Hy staan as die laaste stem vir 'n lyn van mense wat Kersfees tot Paasfees tot Openbaring aan mekaar koppel. Kom praat Paulus nou met hierdie koning. Terwyl hy nog so met sy verdediging besig was, Paulus nou, besig was om te verduidelik en sy storie te vertel, skreeu Festus kliphard, jy's van jou kop af. Jou baie studies het veroorsaak dat jy van jou kop af geraak het. Hoekom? Want Paulus het begin praat oor Jesus het opgestaan uit die dode en Jesus het gekom om te gee vir die hele wêreld. Festus is 'n Romeiner en Paulus sê, julle Romeiners, julle moet ook glo in Jesus. Festus is soos, ons het Zeus, ons het Artemis, ons het Venus, as jy van jou kop af 'n simpel Jesus hier in die stofgat. As jy ons Romeiners is so ver bo julle plebs. Nou wil jy jou pleb God vir my kom bring. En Festus raak kwaad, want Paulus sê vir Festus, ek vra jou, sien wie Jesus is. En Festus raak kwaad. Hy sê, jy's mal. Jou studies het jou mal gemaak, ons Romeiners gee nie om oor julle Jesus nie. En hy skree op Paulus toe Paulus sê, glo in Jesus. En hy skree op hom. Maar Paulus sê, ek is nie van my kop af nie. Hooggeagte Festus. Okay. Maar die stelling wat ek maak is waar en is logies. In ander woorde, jy's van jou kop af. Dis mooi taal om te sê, die helfte van julle is donkies. Ek maak beswaar. Okay, die helfte van julle is nie donkies nie. Okay, jy sal daaroor dink. Dis 'n mooi manier om iets leliks te sê. Hy sê, wat ek sê is logies. Jy sê een wat nie logies is nie. Die koning is verseker bewus, sê Paulus. Hierdie koning Agrippa is verseker bewus van hierdie dinge wat ek met jou praat. Openhartig. Ek is doodseker dat niks van hierdie sy aandag ontglip het nie. Hoor nou, want dis nie iets wat ergens in 'n klein hoekie gebeur het nie. Festus. Hierdie storie wat ek vir jou vertel het nie in 'n klein hoekie in die skade weer gebeur nie. Die hele wêreld praat oor hierdie Jesus. En Agrippa weet dit het in sy agterplekkie gebeur. Sy oupa grootjie was die begin van dit. Agrippa weet presies wat ek sê is waar. Maar hy wil weier. Paulus gee nie om of hy wil weier nie. Koning Agrippa. Koning Agrippa vra Paulus nou. Jy glo mos in die profete. Ek weet mos jy glo, sê Paulus.
En koning Agrippa val Paulus in die rede. Dis die laaste woorde wat jy kry van Paulus op sy eie land staan. En die koning hak af toe Paulus sê, jy glo mos, koning. Toe skree koning Agrippa op Paulus en hy sê, jy wil sommer so in 'n japtrap van my 'n Christen maak. Dis wat die wêreld van jou dink. Kom saam met my kerk toe. Jy wil my 'n Christen maak. Koning Agrippa skree op Paulus en hy sê, jy wil in 'n japtrap van my 'n Christen maak. Die wêreld hou nie van jou as jy praat oor jou godsdiens nie. Jy wil sommer 'n japtrap van my 'n Christen maak. En hoor wat is Paulus se reaksie, vers 29 is, Leefgemeente se 2026 marching orders. Dis wat jy moet vashou aan deur die hele jaar. Nou jy gedink het aan jou reaksie van laasweek. Hier is hoe Paulus reageer. Hierdie is hoe hy ag, hierdie is hoe hy eer. Vers 29. Hoor wat sê Paulus vir die koning. Of dit nou 'n oomblik of langer sal vat. Jy wil in 'n japtrap my 'n Christen maak. Hey, of dit vinnig is en of dit gaan lank vat. Ek bid dat God nie net vir u nie, maar almal wat vandag hier na my luister, gelowig sal word, soos wat ek is. Wow. Dis wat hy vra. Jy wil weet wat Paulus sê? Hy soek nie sy vryheid nie. Hy wil hê almal wat na hom luister moet glo. Jy dink ek wil jou in 'n japtrap 'n Christen maak? Ek wil. Maar of dit nou vinnig gebeur en of dit lank vat, dit gaan nie net oor jou nie, dit gaan oor almal wat na my wil luister, want vra is vry. Ek wil hê jy moet wees soos ek. Ek wil hê jy moet die krag hê dat as jy deur hel gaan en deur moeilike tye gaan, dat jy 'n fondasie het om op te staan. Ek wil hê as jy 'n seën in jou lewe het en ons oorvloed, dat jy weet wat om daarmee te doen. Ek wil hê jy moet kan leef en kan lief hê en kan omgee vir mense. Ek wil hê jy moet wees soos ek. Want ek volg Jesus. Of dit nou 'n oomblik of langer sou vat. Ek bid God, dat nie net u nie, maar almal wat vandag na my luister, gelowig sal word soos wat ek is. Maar natuurlik, lag Paulus. Ek kan nou dink hy sit daar. Maar natuurlik, net sonder al hierdie kettinge. Ek bid dat jy 'n Christen kan wees sonder swaar kry soos ek. Ek bid dat jy Jesus sal ontmoet en dat jou lewe vol vreugde en vrug sal wees. Ek bid jy sal 'n Christen wees net soos ek, maar sonder hierdie kettinge wat julle op my sit. Ek wil hê julle moet Christene wees sonder dat mense julle te nakom soos julle my te nakom. Want ek bid dat God julle vergewe want julle weet nie wat julle doen nie, want hierdie kettinge kom uit julle hande uit, maar ek bid nie vir julle meer kettinge nie. Ek bid vir julle 'n Christenskap sonder kettinge. Wow. Nee, ek wil jou terugkry nie julle is verkeerd nie. Ek bid julle word Christene, ek vra julle word Christene, en ons sal nie kettinge op julle sit nie. En hoor wat is die reaksie in vers 30, want vra is vry, en weier daarby, vers 30. Toe het die koning opgestaan, en ook al die goewerneurs, en Bernice, en die wat saam met hulle daar gesit het, en hulle het op hulle knieë neergeval en almal tot bekering gekom. En die tykers. Paulus bid dan hiervoor. Paulus vra dan hiervoor. Natuurlik sal dit gebeur. Alles wat Paulus verbid gebeur mos. Nee. Hulle het opgestaan en uitgeloop en nooit weer met Paulus gepraat nie. Hulle het opgestaan en uitgeloop. Paulus was op 'n skip gesit. En gaan lees die laaste paar hoofstukke. Dis fenominale Bybel. En daar gaan hy Rome toe. Dit was Paulus se laaste oomblik in sy land. Sy laaste gehoor, die belangrikste mense in sy wêreld. En hulle staan op en hulle loop uit. Nou wat dink jy gaan Paulus doen as hy Rome toe gaan? Wat dink jy gaan Paulus doen as hy op 'n skip is met 'n klomp Romeinse soldate en 'n klomp seerowers? Wat dink jy gaan Paulus doen volgende keer as mense voor hom kom? Dieselfde wat hy hierdie 4 keer gedoen het. Dieselfde wat hy sy hele lewe lank nog doen.
Hy vra vir mense, wil jy my Jesus volg? Wil jy my Jesus volg? Wil jy my Jesus volg? Hy staan in Athene voor die slimste mense in die wêreld. En hy vertel hulle sy geloof en hy sê, wil julle soos Jesus? Wil julle ook Jesus volg? Meeste van hulle lag vir hom, 'n paar volg hom. Julle, niemand val en berou voor Paulus se getuienis nie. Het Paulus sy tyd gemors? Daar is meer as 6 miljard Bybels in die wêreld. Elkeen van hulle het hierdie storie in. Het hy sy tyd gemors? Daar is 8 miljard mense in die wêreld vandag. Daar is omtrent 6 miljard Bybels. Daar's 8 miljard mense. Julle weet hoeveel Bybels in julle huise sit. Dink julle Paulus het sy tyd gemors? Die mooiste getuienis van 'n Christen het ons in hierdie stories. Hy het nie sy tyd gemors. Ek is 'n Christen as gevolg van hierdie woorde van Paulus. Ek is 'n Christen as gevolg van hierdie woorde van Paulus. Ek het opgestaan en my hand opgesteek vir Paulus. Agrippa het nie, ek het. Waarvoor is jy bang? Wat dink jy gaan mense van jou sê of vir jou doen? Sit net die laaste sinnetjie op en dan sê klaar. Jy weet nie wat jou uitnodiging sal voortbring. Tot jy nie weer en weer vra nie. Jy weet nie wat jou vra sal beteken vir iemand, tot jy nie weer en weer vra nie. Moenie ophou vra nie. Moenie ophou nooi nie, moenie ophou in jou huis inbring nie, moenie ophou om jou Christendom met mense te deel nie, goed en sleg, ryk 'n bietjie hier. Maak nie saak waardeur jy gaan nie, moenie ophou om dit met mense te deel nie, want jy weet nie wat die reaksie sal wees nie. En moenie omdat die laaste storie in Handelinge altyd net vraasvry en weier daarbey, moenie vir mense besluit nie. Moenie besluit almal gaan in jou lewe weier nie. Want daar's dalk een. Of daar's dalk iemand wat jou dophou. Vraasvry. Kom ons geniet sy genade. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir 2026 en ons is Christene. Ons het die goeie nuus en ons groot opdrag is gaan dan heen en maak disippels van alle nasies. Doop hulle en leer hulle oor die goed wat ek vir julle gesê het om dit te onderhou. En Here, dit is Leefgemeente se hart. Deur al die preke wat ons hierdie jaar gaan preek en al die goed wat ons gaan sê en al die mooi goedjies of wat ook al. Here, hierdie is ons hart hierdie hele jaar. Dis leer ons, Here, dat om te vra is vry en ons kan die genade geniet, maak nie saak hoe mense reageer nie. Ons sal soos Paulus wees. Want dis wat hy gebid het. Ek bid dat almal wat na my luister sal wees soos ek. En Here, dis lekker om te sien dat Paulus in u voetspore gevolg het. Want eintlik wil ek net soos u wees. Jesus, ek wil soos u wees. 'n disipel van Jesus Christus. Dankie daarvoor, Here. Gee ons die geleentheid, die voorreg om ons Christendom met mense te deel. Ons is so lief vir u. Word verheerlik deur hierdie jaar, Here. Ons seën elke mens wat na ons luister en ons bid dat hulle Christene sal word. Beter as ons, sonder kettinge. In Jesus naam. Amen. En amen. Gaan geniet julle week, gaan geniet julle jaar. Mag julle 'n fantastiese oomblik beleef. Totsiens.